Ek is besig om hierdie ding voor te berei wat die Here regtig diep op my hart gelê het oor wat is jy bereid om te doen om by jou wonderwerk uit te kom? Hoe desperaat is jy vir jou wonderwerk? Maar terwyl ek nou besig is om voor te berei en ek lees hierdie verhale in Matteus, Markus en Lukas oor die wonderwerke wat Jesus gedoen het waar hy op aarde was. En hierdie een stuk staan vir my uit en spesifiek ek het gaan kyk, weet al die gospels praat van hierdie stuk, maar Lukas beskryf dit vir my so mooi. En ek gaan nou vir jou lees, maar terwyl ek hierdie ding voorberei, sien ek ding raak wat hierdie man se vriende gedoen het namens hom, en vir my was hierdie vraag gewees vir myself, van met wie omring ek myself? Wat is die belangrikheid van die mense, die vriende in wie ek my hart toe vertrou? Die belangrikheid van om die regte mense te hê wat ek weet my gaan bevorder en wat my na plekke toe kan vat. Weet ek sê altyd vir die prinses, jou vriende moet op daai plek wees wat hulle jou kan bevorder. Daai vriende wat jy kies, moet daai mense wees wat van jou 'n beter mens bring en wat jou nie afbring na hulle standaarde toe nie. Dit is iets waarmee ek groot geword het. Ek wil wees by mense wat ek weet my standaarde gaan verhoog. Hulle gaan nie my standaarde afbring om by hulle te pas. Maar terwyl ek nou hierdie ding lees, is vir my so mooi toe ek dit raak sien. En ek gaan gou vir jou lees. Dit kom uit Lukas 5 vanaf vers 17, ek gaan nou net 'n gedeelte daarvan jou lees. Hy sê, en daar het manne, 'n mens wat verlam was, so dit het al vir my uitgestuur. Hy praat van die manne wat 'n mens gebring het. Jesus noem hom nie by die naam, of hy sê nie dat dit 'n spesifieke verlamde man was met verskriklik baie geloof nie. Hy sê, hierdie manne het 'n mens wat verlam was op 'n bed gebring en het probeer om hom in te bring en voor Jesus voor hom neer te sit. En toe hulle vanweer die skare geen kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met die bed afsak deur die panne tussen die mense en voor Jesus. Hy sê, en toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, so Jesus het hulle geloof raak gesien, hy het sy vriende se geloof raak gesien, en toe sê hy vir die mens, jou sonde is jou vergewe. En hier gaan dit nie vir my oor die ding van, weet, ek onthou op skool, het hierdie een onderwyser vir my gesê, jou pa is vol sonde en daarom is hy siek nie. So dit gaan glad nie vir my dat hierdie man was regtig so vol sonde en dit is hoekom hy siek geword, hy is gestraf met siekte nie. Dis nie my waar dit gaan nie. Dit gaan vir my daaroor hierdie ding wat ek hier pertinent raak lees van hierdie mens se vriende het actually moeite gedoen. Ons weet nie wat sy toestand is hy, maar ons weet hy is verlam. Hy kon klein gewees het en sieklik in hierdie bed wat hulle gedra het, of hy kon groot en ongemaklik en rarig, hy kon dalk net nie homself daar gevat het nie. Maar hy het hierdie vriende gehad wat moeite gedoen het. Want toe hulle het gehoor dat die meester by hulle in die dorp is. Die meester is besig om wonderwerke te doen. En hierdie man, dalk het hy nie genoeg geloof gehad in homself nie. Dalk was hy op 'n plek wat hy skaam gekry het, en hy het nie self die vrymoedigheid gehad om na Jesus toe gaan nie. Maar sien die geheim hier was, hy het die regte vriende gehad. En toe hulle by die deur kom van hierdie huis wat Jesus wat hy mee baie besig was, toe sien hulle maar, daar's net nie plek om deur te kom tot by die meester nie. Hulle moet 'n plan maak namens hulle vriend om hom by sy voete uit te kry. En hulle maak toe 'n plan en hulle gemaak die dak oop en hulle maak 'n plan om hom daar deur die panne te laat sak. So hulle moes hulle toe 'n toue gebruik het om hierdie man te laat sak tot by die voete van Jesus. En hier sê in die skrif, en Jesus het hulle geloof raak gesien. En toe sê hy vir die man, mens, jou sonde is jou vergewe. En later in die hoofstukke praat hy van, neem jou bed op, staan op en loop. En dit is presies wat hierdie man gedoen het. Maar ek sê vandag vir jou, en dit is iets wat ek die laaste tyd so diep ervaar binne kan myself, van as ek net kyk na vriende, en
weet, as ek kyk na my dogter, die laaste tyd is sy maar die harde tyd met haar vriende, en net weer eens, waar sy baie vriende verloor het, en tog nuus bygekry het sy ook moes besef, maar dis belangrik dat ek myself deur mense gaan omring, wat wanneer ek nie daar is nie, dit is iets wat ek by haar ook geleer het die laaste tyd, wat sy vir my sê, mamma, die Here sien die vergaderings tussen mense, wat ons nie van weet nie. Die Here hoor die gesprekke wat plaasvind daar waar ons nie is nie. Weet, en is juist daar waar ons nie is nie, wat die Here namens ons stry. Dis juist daar wat hy optree namens ons om ons vyande te bestry en om ons te beskerm. Of dit nou is dat hy net jou hart beskerm teen die aanslae wat gaan kom, en of dit regtig daar is dat hy jou eer beskerm tussen die mense, en dan plaas die Here regtig daar 1 of 2 mense in daai prominente posisies wat hy weet jou gaan opbeskerm en vir jou gaan intree namens jou. Maar hier kom hierdie man en hy omring homself met hierdie vriende, waartoe hy nie genoeg geloof gehad het dalk nie. Toe hy voel, hy was dalk te vol sonde, hy het skaam gekry. Hy het dalk gevoel, hy was nie goed genoeg nie. En hierdie vriende kon gegaan het, en hulle kon gesê het, Jesus, ons skryf jou jammer, ons wens ons kon vir jou iets gedoen het. Weet, want dit is baie keer wat ons doen, he. Ons sê vir mense, as hulle ons toekom met nood, selfs ons vriende, weet, as hulle kom na ons en sê, joh, ek voel sleg vir jou. Ek wens al was iets wat ek vir jou kon doen. Wat is daar? Ek kan op die oomblik kan ek niks vir jou doen nie, ek kan vir jou bid. Maar partykeer is dit nodig vir ons om net daai bietjie effort te doen. Partykeer is dit nodig dat ons daai ekstra myl moet gaan om te sê, ek weet nie wat ek vir jou kan doen nie, maar wat ek kan doen is, ek kan saam met jou bid. Ek kan jou vat tot op daai plek, wat jy die meester kan ontmoet, daar waar jy jou wonderwerk kan kry. Ek gaan die laaste paar maande is daar nou hierdie ding waardeur ek gaan, wat ek regtig voor die voete van die Here gelê het, en ek het môre net besluit, ons gaan met niemand anders te vra daaroor nie, want dit is regtig iets wat ons van die Here afbid, iets wat ons nou so groot, 'n lang begeerte is by ons. Maar ek los dit en ek gee dit vir die Here, en tussen wag ons vir uitkoms op hierdie ding wat ons voor die Here gesit het. En skielik in 'n kwessie van 3 weke, is daar omtrent 4 of 5 mense wat vir my boodskappe stuur. En hulle sê, Jesus, wat gaan aan? Die Here lê jou op ons hart, en ons bid. Ons tref in jou in, is daar iets spesifiek, en naderhand raak ek bekommerd, want ek voel in myself, Here, is daar iets besig om te gebeur hierso? Is daar 'n gevaar waarvoor ek myself moet voorberei? Is daar 'n aanslag wat gaan kom, wat ek myself moet voorberei? En ek besef dat dit is hierdie ding wat ek regtig van die Here afsmeek. Dit is hierdie geopende deure waarmee ek besig is, wat ek bid vir die Here vir 'n wonderwerk. En net toe ek dit besef, toe sê ek, ja Here, U het my regtig omring met mense, wat terwyl ek nie die moed gehad het om self na daai mense toe te gaan nie, terwyl ek nie die moed gehad het om met mense my hart te deel nie, het U my op hulle harte gedra, om vir my in te tree, om vir my gesin in te tree vir hierdie spesifieke ding. En ek kan absoluut getuig, hoe hierdie mense se gebede my deurgetrek het, hoe die manier wat hierdie mense my gedra het, naby aan hulle harte, my deurgedra het deur hierdie tyd. En dit is vir my so belangrik, nie net vir myself nie, nie net vir my kind of vir my man nie, maar vir elkeen van ons wat sit met hierdie groot ding binnekant, wat ons voel, maar ons laste is te swaar vir ons om alleen te dra. En ons elkeen het 'n vriend nodig wat ons regtig kan deurdra, deur oomblikke wat ons voel, maar my geloof is nie goed genoeg nie. My geloof is nie sterk genoeg om my net hierdie stukkie deur te dra nie. En is juist daar waar Jesus vir ons regtig daai hartsvriende, daai hartsvriendinne gee, wat regtig wanneer ons selfs met ander mense wil gaan praat nie, wat die Here ons op hulle harte gaan lê. En vandag wil ek vir jou kom sê, dit is belangrik dat jy jouself omring met die regte mense. Want ons is geneig, en ek in my lewe het al baie mense verloor, omdat ek mense te vinnig vertrou het. Ek het mense gaan vertrou met my hartsgeheime.
Maar ek het geleer die laaste paar jaar, al het ek net regtig 'n handjie vol vriendinne, wat ek weet my hartsvriendinne is, mense met wie ek regtig kan gaan deel. Ek trap nie hulle stoep deur nie en hulle trap nie my drempel deur nie. Ons weet dat wanneer daar 'n krisis is, kan ons dit met mekaar deel. Wanneer daar goeie nuus is, goeie tyding is, dan kan ons met mekaar deel. En ons is opgewonde saam met mekaar. En wanneer ons huil ons saam. En dit is nie 'n geval van ons is 'n kliek en ons doen alles saam nie, want ons sien mekaar vir baie keer, sien ons mekaar vir maande nie. Vir baie keer, ek weet met Bianca, vir maande lank kan ons glad nie met mekaar praat nie, maar net eendag, sal ek net vir haar boodskap stuur, vir haar bid vir my asseblief. En sy sal vir my sê, Darius, ek dink aan jou. En so praat ons net met mekaar en ons behou daai koneksie in die gees. Want sien, dit is wat Jesus vir ons doen. Jesus gee vir ons daai geestelike vriende wat ons kan dra wanneer ons te swak is. En vandag ek wil dit weer by jou kom lê. Omring jouself met die regte mense. Wees versigtig met wie jy jou hartsgeheime gaan deel. Is dit daai mense wat net daar is vir jou vir die goeie tye, wat saam met jou drink, wat saam met jou kuier, wat saam met jou skinder en al hierdie lekker dinge doen? Met daai mense, gaan daai mense regtig daar wees om jou deur te dra deur 'n krisis in gebed en in geloof, sodat wanneer jy te swak is om by die voete van Jesus uit te kom vir 'n wonderwerk, dat hulle jou sal vat. Hulle sal actually moeite met jou doen. Hulle sal dakke oopbreek en hulle sal jou laat sak deur daai plek wat vir jou so groot obstakel is, tot by die plek wat jy jou meester kan ontmoet.